een van ons stap oop en neutraal in 'n huwelik in nie. Nie een van ons betree 'n huwelik sonder 'n sekere prentjie in ons kop van hoe ons dink dit gaan wees nie. O nee, ons stap daarin met 'n baie spesifieke prentjie van hoe ons dink dit gaan wees. Ons stap daarin met 'n bepaalde stel verwagtinge. En waarskynlik is die eerste verwagting dat die een hier langs my presies dieselfde prentjie sien as ek. Ons elkeen het verwagtinge van hoe ons huwelik gaan wees. Ons elkeen het verwagtinge van hoe ons maat in die huwelik gaan wees. Ons het die verwagting dat ons altyd op dieselfde bladsy gaan wees as dit kom by daardie groot dinge soos geld en tyd en familie en kinders. Ons het die verwagting dat hierdie vlinders in ons maag nooit gaan verdwyn nie. En dat die liefde wat nou tussen ons is, alles net maklik gaan maak. Alles net gaan laat werk. Elke uitdaging klein gaan laat voel in vergelyking daarmee. Ja, julle het al gehoor van mense wat die teendeel beleef het, maar julle weet sommer, julle is anders. Julle is die uitsondering. Nou, ek wil niemand wat met so 'n verwagting na hierdie opname kyk, teleurstel nie. Maar die realiteit is, baie van hierdie verwagtinge, sommige daarvan selfs 'n bietjie onrealisties, spruit uit ons eie prentjies wat kom uit ons eie unieke menswees aan die een kant en uit verliefdheid aan die ander kant. Maar wat ons moet besef is wanneer ons so verlief is en ons raak verloof en dis hierdie wonderlike tyd van beplanning en uitsien en regmaak vir 'n nuwe lewe om te begin, 'n volgende fase van die lewe om te begin, word dit die bril waardeur ons in hierdie tyd na ons lewe en ons verhouding kyk. En dis wat ons raak sien in hierdie tyd. En dan is dit vir ons baie moeilik om eerlik en realisties te kyk na daardie dinge wat waarskynlik elke paartjie eendag op een of ander manier gaan beleef. Maar tog is dit die realiteit. Ons moet besef, lewe na die witbrood lyk radikaal anders as die lewe wat die witbrood vooraf gegaan het. Want die persoon saam met wie jy graag tyd spandeer het, saam met wie jy ontspan het, is nou die persoon saam met wie jy leef en werk, 'n huishouding moet bou. En skielik besef jy, om saam te kuier is nie heeltemal dieselfde as om saam te leef nie. Die persoon wat jou ontkoming van verantwoordelikheid was, jou plek waarna jy kon weghardloop, is nou jou grootste verantwoordelikheid. En die dinge wat op 'n tyd vir jou aantreklik was, word soms die dinge wat jou begin irriteer. Eerens word ons almal gekonfronteer met die werklikheid, dat ons huwelik op een of ander manier nie heeltemal is wat ons gedink het, wat ons verwag het, dit sou wees nie. En dis nie noodwendig sleg nie. As ons dit reg benader, bring dit ons waarskynlik op nog 'n beter en nog 'n meer betekenisvolle plek uit, as wat ons ooit kon verwag. Maar tog in daardie aanvanklike oomblikke van ongerealiseerde verwagtinge en teleurstellings, voel ons of dit die alledaagse dinge nog bietjie moeiliker maak as wat ons dit graag wou hê. Ons voel of ons dinge moet hanteer wat ons nooit gedink het ons sou hoef te hanteer nie. Want verwagtinge het verander in die onverwagse. Verwagtinge het verander in die onverwagse. En dis juist hier waar baie van ons ontkant gevang word. Want ons het voorberei vir die troue. Ons het voorberei vir die lewe saam. Ons het voorberei vir dit wat ons verwag het. Maar niks kon ons werklik voorberei vir dit wat ons nie
verwag het nie. In my voorbereiding lees ek 'n boek deur 'n verhoudingskundige en terapeut. En as hy oor hierdie baie normale verskynsel in 'n huwelik praat, dan sê hy, dis eintlik maar presies soos die lewe ook werk. In die lewe werk dinge baie selde uit, presies soos ons verwag het. Elke dag moet ons ongerealiseerde verwagtinge hanteer. En in die lewe het ons geleer om die onverwagte te verwag. En dan sê hy, net so is dit eintlik 'n uiters belangrike bousteen vir 'n gesonde huwelik. Die verwagte onverwagse. Die voorbereide onvoorbereide. In sy woorde, the prepared spontaneity. En dit kom daarop neer dat ons huwelik heel waarskynlik nie presies gaan wees soos ons dit verwag het nie. Omdat ons baie keer met onrealistiese verwagtinge van ons huwelik en van ons maat in die huwelik ingaan. En ons kan ook nie alles wat in die huwelik gaan gebeur vooruit voorspel nie. Ons kan nie nou voorsien hoe ons eggenoot se menslikheid en persoonlikheid en ook ons eie gaan deurkom in ons huwelik nie. Hoe dit gaan funksioneer en hoe ons dit gaan beleef nie. Want die realiteit is, nie ek of die een met wie ek trou, is perfek nie. Ons is albei net mens. Ons is anders aan mekaar gesit. Ons kom uit verskillende omstandighede wat ons menswees gevorm het. Ons hanteer en ons verwerk omstandighede anders. Ons is in die huwelik saam met iemand wat ook soms sukkel, wat ook soms foute maak, wat ook soms swaar kry. En baie van die uitdagings en hindernisse in 'n huwelik is nie doelbewus nie. Dit gebeur nie met die doel om die ander een seer te maak of uit te daag nie. Wanneer dit die geval is dit 'n hele ander gesprek. Maar die algemene uitdagings gebeur omdat ons menswees verskil en omdat ons so naby aan mekaar is en leef en mekaar se veilige plek is. Gebeur dit dat hy of sy haar slegte dae en frustrasies en woorde dikwels jou direk raak. Net soos joune hom of haar direk raak. En wanneer ons nie bewus is hiervan nie, neem ons dit baie persoonlik op. Ons word kwaad, ons veg terug, ons raak stil en ons onttrek. Die onverwagse gee die pas aan. Maar hierdie verhoudingskundige na wie ek verwys het sê, ons kan die onverwagse verwag deur onsself voor te berei op hoe ons gaan reageer wanneer dit gebeur. Want wat ons mooi moet besef, is daardie oomblikke wanneer die verskille groot raak. Wanneer jy jou maat se swakheid sien en gebrokenheid beleef. Daardie oomblik is nie net probleme en irritasies en hindernisse nie. Wanneer ons die onverwagse verwag, word daardie oomblikke geleenthede. Geleenthede vir groei, geleenthede vir bediening, ministry is die Engels. Geleenthede om anders te reageer. So wat doen jy in daardie oomblikke wat jy ewe skielik baie minder aangetrokke voel tot die mens daar langs jou? Daardie oomblikke wat jy geïrriteerd, gefrustreerd, seergemaak of moedeloos voel? Daardie oomblikke wanneer die klein goedjies onder jou vel begin inkruip. Wat doen jy? Jy onthou. Onthou julle, in 'n vorige opname het ons gesê, veral ook in ons huwelike, vra ons heel eerste die vraag, nie wie is ons nie, maar wie is God? 'n Huwelik van liefde, sagtheid, eenheid en begrip is nie gewortel in romanse nie. Dit is gewortel in God, in geloof, in aanbidding. Heel eerste is jou fokus op wie God is, wat in God se hart is. En dan in daardie oomblikke wat die emosie in jou wil oorborrel, anker jy jouself juis hierin, in dit wat in God se hart is.
Dis nie maklik nie, maar dis wat God in ons huwelike wil sien gebeur. Ons huwelike begin anders lyk, wanneer ons vir God reg sien. 'n Huwelik van liefde, eenheid en begrip vloei voort, as ons deurlopend vir God as ons Skepper bly sien en erken. Die een vir wie jy lief is 'n lewende getuienis van God se skepingswerk. Besef jy dit? God het hom of haar in hulle uniekheid geskep. Hy het bepaal hoe hulle gaan lyk, watter gawes hulle gaan hê, wat vir hulle natuurlik gaan kom en wat nie. Hulle inherente persoonlikheid, hulle temperament is deur hom geskep. Al hierdie keuses is gemaak deur die goddelike kunstenaar. Ons Skepper wat oneindige kreatiwiteit het. En wanneer ons nie onsself voorberei om die onverwagse te verwag nie, kyk ons baie keer hierdie waarheid mis. Want dan, in daardie eerste onverwagse oomblik, wanneer ons menswees teen mekaar bots, en 'n verhoudingsgerigte vrou word ves vir 'n rasioneel analitiese man en andersom, besluit ons gaan alles in ons vermoë doen om jou te probeer verander in iemand saam met wie ek makliker kan saamleef. En ons begin om in ons geliefde in 'n rigting in te druk en te kritiseer vir keuses wat hy of sy nooit gemaak het nie. Dis in hulle ingeskape. Dis hoe God hulle gemaak het. Maar wanneer ons in ons huwelike God as die almagtige Skepper bly sien, kan ons die onverwagse anders benader. Al gaan dit soms regtig moeilik wees, kan ons vooraf die besluit neem om na mekaar te bly kyk met verwondering en vreugde. Want wanneer jy na jou maat kyk en die heerlikheid van die Skepper God in hom of haar raak sien, dan word verskille nie onoorkombaar nie. Dit word maniere hoe ons mekaar kan aanvul en kan help groei in die mens wie God ons bedoel het om te wees. Daarom, al is jy in eie reg geskep, kan jy ook nooit sê ek is so gemaak en so gelaat staan nie. Want die Skepper God is voortdurend besig om te bly skep, ook in die ruimte van julle huwelik. Maar dink net hoe anders dit sal wees, as jy sou kies om so na jou maat te kyk. As jy na jou maat kyk en nie die tekortkominge en die verskille raak sien nie, maar die vingerafdrukke van ons Skepper, wat mense doelbewus verskillend maak, en dit dan vier. Dis nie maklik nie, maar dis wat God in die ruimte van 'n huwelik wil sien gebeur. En dis die default besluit wat ons moet neem vir 'n verwagte optrede in 'n onverwagse situasie. Ons huwelike begin anders lyk, wanneer ons God reg sien. 'n Huwelik van liefde, eenheid en begrip vloei voort, ook as ons deurlopend vir God as ons verlosser bly sien en erken. Ons is mens. Ons het foute en tekortkominge en sonde. En ergens, nie te ver in 'n mens se huwelik in nie, raak 'n mens diep bewus van die ander een se menslikheid, se foute. En hy of sy, ook van joune, die onverwagse. Maar ook hier kan ons vooraf 'n verwagte reaksie kies, te midde van die onverwagse. En dan moet ons besef,
veral wanneer ons in staat sal wees om goed en opbouend te reageer op ons maat se menslikheid en foute, is wanneer ons leef met 'n konstante bewustheid van die transformerende genade van ons Verlosser. En wanneer ons leef met 'n konstante bewustheid dat veral ook ek sy genade brood nodig het. Wanneer ons oog en ons fokus daarop ingestel hou, word dit baie makliker om in moeilike en onverwagse oomblikke nie gedryf te word deur emosie en trots en selfgerigtheid nie, maar eerder deur genade. Ons kyk dan met baie sagter oë en met baie groter genade wanneer ons besef dat ons self dit ook brood nodig het. Want as ons diep onder die indruk leef van Jesus as ons Verlosser en alles wat dit beteken, dan beteken dit, ons hou nie boek van die kwaad nie. Wanneer jou maat misluk, gooi jy dit nie in sy of haar gesig terug nie. Jy gebruik nie hulle sondes teen hulle nie. En jy hou ook nie 'n gedetailleerde rekord van wat hulle verkeerd gedoen het in hierdie lewe en teenoor jou nie. As ons God ook in die ruimte van ons huwelik as ons Verlosser aanbid, beteken dit dat jy daardie verlossende genade en vergifnis waarvan God jou ook deel gemaak het, met vreugde uitdeel, ook aan jou maat. Ook as dit nie vir jou natuurlik wil kom op daardie stadium nie. Wanneer ons oog so ingestel hou op God as ons Verlosser, verander dit hoe ons reageer wanneer foute gemaak word. Dan soek ons eerder maniere om die transformerende genade van ons Verlosser sigbaar uit te leef, eerder as om te veroordeel. Dan word dit die default. Dit word die verwagte waarvoor jy lank reeds gekies het. Dat jy hulle in liefde en genade sal aansien, omdat jy weet dat jy self dit so nodig het. Dat jy hulle eerder sal bemoedig wanneer hulle faal, dat jy hulle sal optel wanneer hulle val, en dat jy sal omhels en nader trek, in plaas van veroordelende vingers wys. Dis die doelbewuste keuse om ook in sulke tye te vra. As Jesus, my Verlosser, nou hier in my skoene in hierdie omstandighede gestaan het, hoe sou hy hierdie situasie hanteer? So julle hoor, selfs al gaan ons huwelik met die beste intensies in, kan ons nie die onverwagse vermy nie. Soos 'n deel is van die lewe, so is dit ook deel van ons huwelik. Maar ons kan voorbereid wees vir hoe ons gaan reageer wanneer dit kom. Voor die uitdaging en voor die emosie kom, kan ons reeds die keuse gemaak het vir hoe ons gaan optree. Dit beteken nie dit gaan makliker wees nie. In 'n sekere sin mag dit dalk omdat jy vooraf besluit het. Maar dis 'n reaksie wat jy goed deurdag en getrou aan God se wil kies en bly kies. En dit word moontlik wanneer jy God reg sien. Wanneer jy gefokus bly op dit wat in God se hart is en deurlopend oor en oor kies om dit te doen en jou huwelik so in te rig. Want dan begin jy anders kyk. Dan word die onverwagse nie net 'n struikelblok nie, maar 'n geleentheid. 'n Geleentheid om te groei, 'n geleentheid om te dien, 'n geleentheid om lief te hê op 'n manier wat baie dieper gaan as blote emosie en gevoelens. 'n Geleentheid om jou maat as skepsel van ons volmaakte Skepper raak te sien. En 'n geleentheid om ons Verlosser se genade ook aan hom of aan haar te bewys. Dit wat jy ook so onverdiend ontvang.
Wanneer ek met 'n volgende opname weer aan die woord is, gaan ons verder hierin delf, nog meer voorbeelde en nog meer prakties. Maar my wens vir julle in die tussentyd en vir julle huwelik vir altyd is dat julle gefokus op wie God is, na mekaar sal bly kyk. En dat julle die onverwagse wat mag kom, daarom voorbereid met God se hart sal binnegaan. Amen.